In episode 3 is dit plantseisoen by Boskop Eisenboerdery. Een ding van my kinderdae wat moeilik was, as hy spesifiek aan die werkery ding, is as implemente breek, ou moet daai goed heel maak, en oupa was maar moeilik, so ou het gehoor. Daar was tye wat droog was, en wat die druk dan nou nog 'n bietjie groter op jou as gesin kom, en as op kind, wat ou moet weet, daar is sekere goed wat ou nie kan doen nie, en wat jy nie kan kry nie, en daar was sulke tye. Wat vir my die lekkerste op van plaas is die dinamika wat ou die hele jaar deur is. Ek het nie 'n spesifieke tyd wat vir my lekker. Dit is vir my lekker om nou te kan plant. En as jy daar klaar is, om daai mooi rytjies wat op is, en die goed wat begin groei, die lewe wat daar begin, 'n kalftyd. As ou daai kalvers sien kom, en jy kan hier en daar 'n vers help om die kalf lewendig uit te kry, en as ou daai trop verse uitgekeer het en gekies het en geëvalueer het en keuringsdeur is, en jy kan daai bulle by hulle bysit. Die veilingsbulle, as ou begin met daai voorbereidings, en by vandag het ou met die produk, jou administrasie is klaar, en plek bemarkings gedoen, en daai trop veilingsbulle is daar, begin lotnommers opsit, dis lekker. As ou nou deur die jaar al die lande is gewerk, en hulle is geplant, en hulle is gespuit, en die Here seën ou met goeie reën, en daai medies staan daar met die blaarkoppe wat hang, en jy kan die stroopers, en dis vir my lekker. As ou sien die waans word vol, en hulle gaan silo's toe, ou's amper te bang om vir die droogte jare wat weer op 'n stadium gaan kom. Maar ja, ons moet daardeur oorkom. Maar ja, so die feit dat het goed gaan, die feit dat ou alles, die hele jaar deur, as jy al die mooi kan sien, dis vir my lekker, om die voorreg om te kan in die Here se skepping te werk elke dag, om elke dag die Here se hand in goed te sien, en om uit te ry net vir sy genade uit te kyk, om te wag vir die volgende reën by. Laas jaar het ons geleer om vir sonskyn ook te wag en te bid. Die mense spot altyd om te sê boere is nooit tevrede nie, maar die Here sê jy mag vra waarvoor jy nodig het, en as jy goed versuip, en hulle vra jy mag vra vir sonskyn, en om daarna te sien hoe die goed weer kleur kry en lewe kry, dis die lekker van boerdery. Piet, hulle staan redelik vroeg op om betyds te wees by Goedgedagte, waar al die trekkers slaap, terwyl hulle besig is om in daardie area te werk. Trekkers en die implemente slaap hier oor in die aande. Hier arriveer Piet, terwyl die manne besig is om alles deur te gaan, om seker te maak alles is reg vir die dag se werk. Deel al die take uit, sodat almal presies weet wat hulle moet doen vir die res van die dag. Almal groet mekaar vriendelik en gesels bietjie oor wat voorlê vir die res van die dag. Gesels bietjie met die werkers oor die naweek en die betalings wat hulle toekom. Ons werk Saterdag as dit droog is. Ek hoop dis baie nat dat ek gaan golf speel. So, maar ek gaan julle betaal Vrydag by die aand. Ons gaan nie Saterdag voldag gaan nie. So die stadium is ons Saterdag en Vrydag by die aand betaal. Marinus hulle het 'n bering vervang op 'n roller wat foutief was. Hierso gaan hulle net mooi na om te kyk dat alles mooi vas is. Daar hang nou op.
Die rollers moet nog steeds kan skenier vir die groot kluite en klippe. Hier maak hulle seker dat dit wel kan gebeur. Good. Wow. Maar maak net seker hy's reg en dit. Maak seker dit staan net reg. Sorry. Jy moet slaap. Wat sê jy? Ek moet slaap. Ek het absoluut Die reg is van Ek reg. Môre om 4:00, né? Ja. Nadat Piet al die take uitgedeel het, klim hy self in die skraper om die waterbane reg te gaan maak en al die paaie wat rondom die lande is. Daar's hy. Ja, gaan ons. Lock and loaded. Daar teen sy lekker af. Sodat dit maklik toeganklik is gedurende die plantseisoen en sodat die water ook nie die lande verspoel nie. Cassie kry sy broer se trekker reg vir die dag. Daarna gaan klim hy in sy eie trekker om die offset te gaan haak sodat hy die dag se werk kan begin. Hierdie is 'n 24 skottel Baldan offset. Dit maak die hargrond mooi los en help om al die onkruid en materiale fyn te maak vir 'n beter saadbed voorbereiding. Terug by die goedgedag area waar Piet hulle met die eerste probleem van die dag stoei. Hierdie is 'n John Deere 1695M. Dit het 'n 6.8 liter PowerTech PVS engine wat sowat 143 kW werkende krag bevat. Hier is Piet toevallig op pad na dieselfde land waar die voorwerke werk. Hy sien die trekker staan en vra toe vir Heinrich om te kom help. Met die aankoms besef hulle die trekker kry nie diesel na die engine toe nie. Met verdere ondersoek kry hulle nie werklik die probleem nie. Kom ons hoor wat sê Piet. Maar die trekker het 'n dieselprobleem. Hy loop in vrek. En hier's nuwe filters op, so ons verstaan nie mooi lekker of dit ons iets met ons reservoirs probleme of wat, maar hy loop in vrek. As die dieselpompie net Start of net aansit, weet jy? net eers aansluit, ons gaan nou stap. Laat hy net eers die dieselpompie vol. Ja, het klink of hy vol is. Draai hom weer. Start hom. Hier kry Piet hulle die trekker gestart. Piet maak seker dat alles mooi vas is en dat daar nie diesellek of ander foute is nie. Piet begin die kantplate terugsit. Heinrich bied aan om alles vas te maak sodat Piet weer aan die werk kan kom. Kyk, as hy dit weer doen, hy probeer vir dieselfde doen. Dan gaan hy weer uitgooi. So kyk of dit van iets uitkom. En ons kan hy 200 rand voor of weer draai. Dan loop hy net uit jy bes nog. Dan gaan jy nou terug wat gebeur. Kan jy die business op. Nee, ek stap, ek sal hier.
Ons kuier by Platkoppie, waar Niels besig is om kunsmis te strooi. Die kunsmis word uit 'n stoor met 1 ton sakke gery met 3 trekkers en waans. Dit word met 'n telehandler opgetel en in die kunsmis stapkar gegooi. Niels verduidelik vir ons meer. Hierdie is nou soos 'n dans amper, né? Die tapkar, soos hy vorentoe en agtertoe gaan, beheer hy nou waar gooi hy links of regs in die strooier. En die strooier trekker, soos ek vorentoe of agtertoe gaan, bepaal nou waar gooi hy in die middel. So dis so dansie wat hier moet gebeur. Vat 'n bietjie oefening, maar ons kom nou reg. Die netjies werk dit uit, man. En dan gaan ons weer, is lekker vinnig. Nou hierdie jaar weer 'n baie interessante beginsel, maar net weer verfris en weer geleer eintlik. Partykeer 'n klein verandering kan 'n groot verskil maak. Met ons strooiprogram, ons is 'n bietjie gedruk vir tyd. Maar dis hoekom gebruik ons hierdie tapkar en dit werk vir ons uitstekend. Maar die tapkar was toe nou so 'n bietjie 'n beperkende faktor. Hy het te stadig in die strooier gegooi met sy kunsmis koppelstuk. Toe Piet en Heinrich hom verander, hulle het sy boonste deel van die auger het hulle korter gemaak. Laat hy somme met 'n gewone met die mielie koppelstuk kan gooi. En dit maak nou 'n hengse verskil. Ons gemiddeld die hektare per uur wat ons gestrooi kry, het van 18 hektare uur na so 24 hektare uur toe gegaan. So dis 6 hektare uur meer, is 'n 30% verhoging in produktiwiteit met 'n klein modifikasie wat ons 'n paar rand gekos het. Ons het niks goed verander nie. Ons het net daai auger verander, 30% meer effektief. Dit is nogal interessant, nee. Laat dit so uitwerk. Dit is lekker as sulke planne. Hoe sê hulle, I love it when a plan comes together. Dit is nogal awesome. Ons het gisteraand 'n baie lekker WhatsApp vergadering gehad. Dis nou maar 'n ding wat lockdown ons geleer het, Zoom en WhatsApp en Teams en alles. Ek is by die TLESA Jongboer Komitee betrokke. En die Jongboer Komitee het gisteraand 'n vergadering gehad. Dis nou maar 'n voordeel, nee, na ure by jou eie huis. Nogal laterig aangehou, maar ons het bietjie gepraat oor die Jongboer Komitee hou 'n golfdag by Silver Lakes golfbaan ten bate van TLESA se traumafonds. Ons het dit bietjie bespreek, was baie insiggewend en ons is eintlik baie opgewonde. En ja, dit lyk of dit vir ons 'n goeie ding kan wees, maar ons klompie is almal so 'n bietjie flou vanoggend. Ek het gou hier hoor. Hallo John. Goed met jou? Ja, ons kan praat. Ek is in die strooier. John, ek is jammer ek het jou gemis gister, man. En daar drop hy sy nog. Dis 'n kopseer, hoor. Hallo John, kan jy my hoor? Ja, ekskuus man, die sein maak dit nie makliker nie, hoor. Ja, maar ons kan praat. Yes, ek verstaan. Nee, ek waardeer John, dit gee vir my baie gemoedsrus. Jy weet so as ons in Desember, ek verstaan wat jy sê, minimum 25%, maar as ons hopelik by 30 kan uitkom, is dit beter. So laat ek maar probeer kyk wat kan ek gedoen kry. Julle goed word so duur, julle maak dit raak nie makliker nie, hoor. Dis reg, John. Nee, dis reg. En dan moet jy weet, ons het nou op 'n redelike styging gewerk, maar
as hy bo dit gaan, dan kom daar nou weer ander probleme. Ja. Want dit is nou nie meer ver nie, nee. Dit is nou, wel, dit is 6 weke, dan moet ons kan begin gooi. Dat ons begin vasmaak, ja. So nou, waar trek hy nou as jy, ek weet dit is nou moeilik, maar as jy so uit die heup uit moet skiet, waar sal ons blend nou staan omtrent? Yes, ek hoop so. Ek hoop so. Okay. Ja, hier by ons daarom, wel, dis nie droog sal ek sê nie, maar die grond is maar hard aan 'n plekke, hoor, ons op hierdie oomblik, se mens brand baie diesel nou, om die grond te probeer breek, die Noutel ouens sal lekker vir my lag, ons, ja nee, ons probeer maar nog aanstoot, maar ons sien daarom, maar ons volgende week 'n goeie kans, nee. So, ek sien. Nee, dis juist wat ek nou probeer, ek probeer gou, ek is eintlik maar op die rippers, so ek probeer gou die laaste stuk nog gestrooi kry, wat ek nou kan strooi, en dan is so van môre af, dan behoort die rippers nou weer stukke oop te hê, wat ons kan strooi, maar ek sien, daar kom reën, môre, of vandag, môre, volgende week, so, wel, dit is vir ons goed, dan kan die dinge aangaan, ja. Nee, wat, dis reg, John. Okay. Ja, okay. Ja, dankie, John. Okay, ek waardeer, nee, baie dankie, ons het omtrent nou al so 30% van al die produk is klaar uitgestrooi, omtrent 'n derde, nee, eintlik jok ek vir jou, dit moet 'n kwart wees. Laat ek nou, verskoon my, dat ek net gou vir jou die regte ding hier gee. Kwart, ja, sorry. So ek het 25% van al die produk is klaar uit, en dit word daarom nie erger nie. Dit bly soos daai dag wat jy dit gesien het. Hy maak daai effense stoffie. Jy kan sien hier waar die tapkar op nou gooi, hy waai daai stoffie uit, maar soos wat ek sê, dit word daarom nie erger nie. So ek is redelik rustig daarom op die oomblik wat dit betref. Ons die sein weer weg van ons. Jy my nog hoor, John? Hallo? John, kom in, John. Cellphone. Ons het so 'n klein uitdagingkie, die kunsmis is nie veronderstel om daai stoffie wat so trek, hy is nie veronderstel om dit te maak nie. Toe is ons bietjie bekommerd dat daar van die korrels is wat begin poeier het, maar dit is daarom nie die geval nie. Ons het die korrels, 'n klomp samples gevat, korrels getoets, tyd is daarom nog reg. Dit wil voorkom of dit by die aanleg kon gewees het. Met die baie hantering in die fabriek, dan maak hy maar 'n bietjie stof soos wat die korrels te mekaar vryf. As hulle in die sakke ingaan, lê hulle mos nou maar stil. So daar's dan min beweging en dit genereer nie so baie nuwe stof nie, maar hulle het 'n proses by die aanleg wat hulle die stof van die produk afsuig net voor hulle dit in die sakke gooi. En daar moes 'n foutjie gekom het, al die stof is nie mooi uit nie. Ja, ons probeer dit maar net aanspreek, laat dit nou nie volgende jaar weer gebeur. Ons moet by Piet bietjie seker maak hoeveel geld hy nou spandeer het om daai auger, daai boonste stuk te laat sny en al die materiaal. Hy en Heinrich het dit self aan mekaar geweld geswys. Maar die voordeel nou is ons kan die kort auger afhaal en in die stoorberg na kunsmistyd die lang auger weer terugsit, dan gaan die tapkar weer milies toe, dan is dit weer 'n gewone tapkar. Al verskil is nou sy bak is stainless steel, so die kunsmis roes hom nie. Maar lang auger terug, milies toe,
kort Auger op, is dit die vinnigste kunsbestapkar wat jy ooit sal kry. En Piet kan ons sê wat hy betaal het, maar dit was min. Dit was 'n klein koste, en dit maak 'n 30% verskil aan jou hele setup. So dis nie nog 'n strooier of nog 'n tapkar of wat ook al nie. Dieselfde span, klein modifikasietjie, 'n paar rand, 30% meer effektief. Dit is hoe dit moet werk. Ek dink dit kan nie R10,000 gewees het nie. Dit moet minder wees. Maar Piet sal ons mooi kan sê. Dit was, en hy en Heinrich het hulle 'n dag gevat, man. Dus die ding gebou op die tapkar. Daar gaan hy. 'n ander voordeel wat hy het, oor hy so kort is, hy het nie baie stremming daar op sy links en goed nie. So hy kan met die augertjie so oop ry. En die strooier wat so gereeld gooi, dit gebeur gereeld dat hy moet vinnig skuif of hy moet gou saam met my om die land ry terwyl ek soop. So hy het nie nodig om die auger die heeltyd te bære nie. Hy ry met hom sommer net so. So hy kan net ry en draai en gaan, en dit is soos die hele setup is nou lekker rats. Dis niks van die toerusting is omslagtig of lomp of groot of 'n gesukkel nie. Alles beweeg lekker vinnig. En die hele proses is net lekker gestreamline op die oomblik. En hier begin die dans weer. En daar is ons in. Ons moet dit net reg kry om te gooi terwyl ons ry. Dan gaan dit. Dis eintlik die enigste ding wat ons nog kan verander. Maar dit gaan lekker. Terug by die voorwerke, maar eers vertel Heinrich vir ons van die dubbeldoel van 'n brandkar wat gebruik word tydens veldbrande en voorbrande. Hier is 'n brandkar. Ons gebruik om vuur te gaan veg en om ons trekkers skoon te spuit, bakkies skoon te spuit, al daai dinge. So hier is nou 'n baie lekker brandkar. Hy spuit baie mooi, baie lekker. Piet wil gou sy skraper agter skoon spuit. Daar's 'n bietjie modder. Toe haal ek gou die brandkar, toe spring hierdie pyp af en sleep op die grond. Toe het hy nou 'n bietjie skade gemaak daar en nou wil die ding nie saak vir die garm in te kom nie. So nou maak ek gou 'n plan dat Piet kan afspuit. Kleintjie wil dorp toe gou gaan. So ek moet gou gaan rip daar. So ons bietjie gedruk vir tyd. So ek kyk nou maar gou wat se wonderwerk ek hier kan doen. Anders ek koppe hê by die huis. Nee, hy gaan net nie in nie omdat die balletjies nie intrek nie. Weer spuit. Die ding gaan nie. Ja. Sien ek dink hy Ja, maar alweer. So met die carriage. Het van hierdie kopplerry. Laat koppie dink ek. ja. Ek soek 'n punch, maar ek soek 'n taper punch. Kom net so 'n bietjie voeter bo. Ek dink daar is 'n punt daar. Hier is punches hier. Ek soek hom vrou. Moontlik hy taper punches nou net. Jy sal weer teruggooi, né?
daai reach. Gaan net. Op sy ankel. Piet Barnett gaan die tools daar. Start hom, ek het hom. Net 'n bietjie die modder vasgesit sodat hulle net nou al die seels mooi skoon spuit. Die skade te beperk. Die manne gaan mooi aan by die voorwerk met min probleme. Hulle het onlangs deur Grootvlei Afgri aankope gemaak van 'n John Deere 670C skraper. Met 'n lemtrekkapasiteit van amper tot 11 ton, bedryfsgewig van 13.8 ton, 'n maksimum bedryfsgewig van 16 ton. Die lemgrootte is sowat amper 4 meter. Brandstoftankgrootte is 401 liter. Brandstofverbruik wissel na die gelang van die werksomstandighede. Ons gesels bietjie met die manne by die voorwerke. Daniel, Klintjie, drywer, krab, het plant. Stropteen vat ek medies studie toe met die lorry. Als we klaar is met die landen, dan werken we met die beesten. Mijn naam is Wander. Ik werk hier bij het plaats, bij Moskop IJsboerderij. Ik werk voor 12 jaar. Ik lijk bij om de plaats te werken. Ik woon niet om de dorp werken. Ik werk met de handen zoals die boer. Maar ik is niet een boer. Ik werk niet met de plaats. Ik werk lekker. Mijn kinderen worden honger. Elke dag slapen. Hele mensen is vol. En die dingen gelijk mooi van die plaats. Met die dorp, als die luxe doen, die mensen die kunnen niet werken. Onze government die kan niet al die mensen die werk geven. Dan is op het plaats, het is niet luxe doen, het is niet COVID niet, ons werkt altijd. Daarom heb ik elke maand ik heb de geld. De kinderen kan eten, en kan school toe gaan, en kan die kleren krijgen. Die zijn die mensen die kan niet werken, ik kan niet zitten en wachten voor mij, moeten mijn sessie dat mij die geld geven. Voor mijn kinderen. Nee, ik wil mezelf werken met mijn handen. Die moet die met die handen geven om te werken. Dan ik moet die gebruiken. En ik lijk om met die beesten te werken. Met beesten, ik loop voor met die beesten. De trekker ik lijk om, maar niet zo kwaad als de beesten. Ik lijk die dieren. Als ik daar met die beesten mijn hart is heet. Met die trekker is heet, maar ik lijk niet bij van die trekker. So kom nog 'n dag van werk op die plaas tot 'n einde. Deur die nag het dit begin reën. Dit beteken dat daar nie in die lande gewerk kan word nie. Ons kuier op Platkoppie in die stoor en kyk wat maak almal terwyl hulle wag vir die lande om af te droog. Dit het, hulle sê dit het 20 mil gereën gisterond. So hulle sê hoeveel presies op watse lande weet ons nie. Maar daar waar ons wil gaan drip, sit te maak. So, die bring ons al die trekkers in, ons maak hulle skoon, ons was hulle, blaas hulle skoon, soos sien ons buite besig. Terwyl ons dit doen, die ander manne maak
service trekkers, service bakkies. Ek is besig hier om pizza bakkies radiator skoon te maak. Hy is erger as geblok, maar hy overheat nie by Shell Toyota. En dan die ander ouens is besig om dis terug te kry dat ons kan dis ook. As ons moet skuif daarson na om klaar se toe. Dat ons kan klaar dis en rip. So dit is waarmee ons nou besig is. Die bumper lê op die grond. Piet het baie boute gebreek op die bumper. As het hom laas afgehaal, was baie boute wat binne in die frame vas gebreek het, wat ons nie uitkry nie, wat ons moet weld en dan uitdraai. So terwyl ons nou staan en niks doen nie, service goeders kan ons nou reg maak. So ons gaan daai 2 boute uithaal en sit ons nuus. Ek blas die runner uit daar. Dan trek hy by landwerk. Die grond as hy droog is, dan maak hy te veel stof. Dan sê hy die stof is op die runner uit. Dan as hy te veel gepak het, dan trek hy word hy warm. So nou blas ek daai stof uit, dat ek kan lekker die air kry. Dat hy nie kan warm word. Nou ek is nou klaar met die runner uit van die trekker. Gaan ek nou die airfilter uitdag. Ek gaan hom blaas, want hy ook is vol die stof. Dan ek die trekker kry nie asam. Ik ga hem blazen, die stof uit aan. Zoals je zo lijkt dan lekker een crème asam. Je moet hem binnenkant blazen, dat hij die stof uit. Als ik hem binnenkant blaas, dan vat hij die stof binnenkant en dan ga hij die engine seer maken. Want mag je niet die stof krijgen binnen bij die engine. Nu ga ik nu die van die aircon filter eten. Ik ga hem ook blazen. Want als hij veel is, dan die orgaan wordt niet koud meer. Mag niet koud binnen. Zet hem nou terug. Eentjie vee net mooi die stof af, sodat hy die filter kan terugsit. Hy moet mooi seker maak dat die filter reg teruggesit word. Anders kan die deksel wat hy moet terugsit nie mooi seël nie. Hier skuif hy alles mooi weer terug op hulle plek, sodat hy die engine kap en ander panele mooi kan terugsit. Ek sit nou die bonnet terug. Maar kom nou toe, dit klaar nog geblaas. Soos gesien is dit redelik verbruikersvriendelik.
faalvry planter. Ons het ons het hom kom optel sodat ons 'n wiel wat se wielbearing moeg was om te vervang. Ons het hom nou teruggesit op sy plek waar hy hoort. En dis die laaste deel van ons plantervoorsiening wat ons nou besig is mee. Ons het in die begin al hierdie koutertjies afgehaal en die nuwe wielbearingkies in die drukwielietjies en in die dieptebeerwielietjies gesit wat nodig was. En ons het nuwe skrapertjies op die koutertjies gesit. En ons het ook die saadbuise skoon gemaak en ons het die planter basies bietjie nagegaan om te kyk of dat alles nog reg is voor planttyd. Sodat ons nie so baie sukkel as ons begin plant. Hierdie is breinskoonmakers en dan die saadkouters is hier so. Dis 'n sny skotteltjie. Wat is 'n plat skottel. Hy maak die saadvoortjie oop en dan sit die saadbuis agter hom en dan kom die saad van hierdie saadbak wat hier bo sit af. Dan is die saadmetertjie daar wat met 'n vakuum werk. Dan suig hy die saadjies vas teen 'n plaat. Ek kan jou wys as jy wil sien. En dan val dit in die saadbuis af en dan val dit agter hierdie plaat. Twee wielietjies wat so, hulle sit so. En dan sny hy oop en dan maak hy 'n voetjie en dan val die saadjie in en as hy verbygegaan het, dan val die grond weer toe op die saadjie. En dan daai wielietjies wat daar agter daai klein wielietjies daar agter, hulle trap die saad vas sodat die saad mooi kontak maak met die grond sodat dit kan mooi ontkiep. En dan hierdie groot wielietjies is die dieptebeerwiele. Die stel hulle daar agter om die saad se diepte in die grond te bepaal. So die regte ontkieming en die genoeg vog by die saadjie het. As dit te vlak begrawe is, dan kom die saad so mooi uit. Hier is 'n vakuumpyp. Hy suig vakuum met daai waier wat daar in die middel van die planter sit, daar so. Die werk hydraulies. En maak hy 'n vakuum en dan suig hy nou die wind uit. En dan suig hy deur hierdie pype al die wind nou uit agter hierdie plaat sit. Hy suig nou die wind deur hierdie plaat en dan aan die agterkant van hierdie plaat suig hy die pitte teen daai gaatjies vas. En die saad kom uit hier af en dan val dit nou hier so en dan suig hy nou hier so teen hierdie gaatjies vas. En dan as hy hier verby gaan, dan is hou die vakuum op want die planter sit die plaat hier so met 'n seeltjie daar. En sodra die seel die plaat verby daai seeltjie gaan daar, dan breek die vakuum en dan val die saadjie in hierdie gaatjie af. Dan gaan hy in die saadbuis. En dan as hy nou in die saadbuis afgegaan en dan gaan hy agter hierdie koutertjie. Universals grease, dan moet ek die proppies uitdraai, grease nippels indraai. Ja, dat is nou heel goed. Niels is op soek na die regte grootte grease-nippel en gelukkig kry hy een wat pas. Pragtig. Greasepomp, Moses. Skoon laap asseblief. Mense is maar versigtig, jy wil kyk 'n universal joint of hier is 'n double universal tipe ding. Jy moet hom nie te veel grease nie. So ek gee maar so 3 pompe op elke kant. En dan hoop ek is nie te veel wel. Hy skop nie die seels uit daarom nie, so ek weet is nie te veel nie.
En oor mense 'n bietjie meer gereeld doen, dan het jy nie so baie nodig nie. Ons het nou klaar die engine olie ingegooi. Ons sal hom nou start en kyk dat niks lek nie en laat die vlak weer reg is na ons afgesit het. Nou gaan ek gou kyk na die, noem dit seker nou maar die fanbel, die waaierband. Hierdie trekker het 'n variable fan. So hy het 'n pulley hier wat gegrease moet word hier binne. Is omtrent so elke 1000 ure plus minus. Maar hy het bietjie 'n belt probleem ook. As jy hier inkyk, hy werk met 'n variable belt soos 'n stroper, so hy dryf op die kant van die belt daar op die kante. So die belt is baie smal. So hy is nie meer so styf as wat hy moet wees nie. En dan hier voor hier by my hand, hierdie pulley moet gegrease word. Ja, die argument wat ek voer is, en mense is geneig om na 'n ding se naam of sy brand of sy kleur te kyk. En dan dink jy nou hy's net awesome. Maar alles het maar hulle probleempies. Die trekker se variable moet gegrease word elke ding. En van die eerste variables het nie grease nipples nie. So nou moet ek die ding strip om grease daar binne in te kry. Miskien doen ek dit verkeerd. Miskien kan 'n mechanic my reg help. Maar my raadgewer het vir my gesê as hy nie 'n nippel het nie, want hierdie een het nie plek vir 'n nippel nie. Hier's nie 'n grabskroe of 'n ding hier binne nie. So dis dan van die eerstes. Seker maar. Ek sukkel om die ding terug te kry. Ek soek gou daar by die blou toolbox, 'n klein platskroewedraaier. Bo en daar kan miskien een wees daar. Wat sit jy nou terug? Hierdie rubber boot, kyk hierdie variable. Hy het pistonkies hier binne wat met olie stoot van binne af. Dan druk hy hierdie pulley vorentoe of agtertoe. Maar dan die belt, as hy hom vorentoe druk, dan druk die pulleys nader aan mekaar, dan kom die belt uit buite toe. Dan, met ander woorde, dan word jou drywer pulley word groter, en aan die binnekant, hierdie ene met die spring, word dan kleiner, want die belt forceer uit hierso, en hy druk in daar teen die spring, die twee kante van die pulley. As hierdie nou weer agtertoe gaan, dan druk die spring weer, hierdie belt op die driven pulley uit buite toe en op die driver pulley kan hy weer binne toe gaan, dan is jou spoed weer stadig. So dis 'n stroper se variable, is dieselfde beginsel. Jy stel net na gelang van jou engine temperatuur. Ja, ek gaan 'n gat in hom druk, vat liewer so. So dan moet ek het hom nou maar afgehaal om grease daar te kan smeer oor hy nie 'n nippel het nie. Nou moet ek die boot terugsit. Dit was mos maklik om hom af te haal. Ek was Scorpiet, die man wat is krippelhande. Maar dat is so, want die dier het my hande gebreek. Ja, 1 vingers by die left side. Maar ek werk steeds met die hande. Nou ons maak die des reg, ons sit die skottel in. Die nuwe skottel was al uit die bouw ene. Dat ek dan mooi gaan besnui daar, die stronge, alles. Sien, hy moet die diepte gaan onder by die grot. As hulle rap, hulle moet onder mooi rap. Dat is net die skottel, alles. Hy is glad. Sien, dat is ons vuurwoud. Vat die en so. Maak dat so. As ek die skaap, sit ek op hierdie gat, laat hulle op. Sit ek op by die burring. Dan maak ek hom vas. Ek sê lente van die gaten. Gaan so vir jou ys. Sien as jy so, dan draai ek op. Sien loop, daar wys my. Daar gaan nie. Sien die ene, gaan nie in by die gat. Daar sê die ene sy gat, die lijne. Dan maak ek hom vas. Uit so. Dat is nummer 3.
Net so. Sit hom daar. Maak ek hom vas. Nou maar 4. Sit hom daar. Maak ek hom vas. Zie, dan ga ik het nieuwe weer halen. Zet ik hem van die kant af. Van hier af. Zet die nieuwe tot daar, man. Als het klaar is, dan zo. Zet hem al, man. Dan ga ik achter weer. Zet die nieuwe. Ga ik die oude. Zet die nieuwe, is mooi. Als het klaar is, ik ga hem helemaal vast maken. Dat hij niet loskomt. Want als hij loskomt, gaan die moeilijkheid maken. Misschien, ik ga onder bij die tire. Snijd die tire, dan je krijgt die puncher. Je moet weer die nieuwe tire kopen. Die tire het gaat weg, gedeeld. Zo gaan we hem nou proberen recht maken. Probeer om recht maken. Zo gebeurt dat maar niet. Rij vast en dan rij dos. Kortpiet maak die boute mooi vas as hulle klaar die rippertande reguit gebuig het, sodat dit mooi in plek kan bly. Dit is baskie. Dit is hoe staan nie. We gaan hem nog proberen toemaken. Dit lyk of die weer saampak om te reën. So kom nog 'n werksdag tot 'n einde by Boskop Eiseboerdery. Gisteraand redelik wyd reën gehad, van 17 tot so 20 mm eintlik op al die plekke. En dit het ons nou 'n goue geleentheid gegee om so 'n bietjie net al die toue bymekaar te kry. Bietjie onderhoud en instandhouding te doen op al die trekkers en die implemente wat nou dringend werk. Ons kon die rippers bietjie skare net weer mooi op datum kry en arms wat gebuig het reguit maak. Trekkers wat gediens moes word, kon ons diens. Greasepunte op 1000 uur intervalle kon ons by uitkom. Alles vervang wat so op 'n nippertjie geloop het. So alles is nou weer mooi aangetrek. As die nuwe week kom, dan kan ons aan die gang kom. En ons het toe nou ook sommer probeer vandag om van die plant goed ook op datum te kry. Planters is nou heeltemal perfek. Hulle kan gehak word en land toe gaan as die rippers klaar. Nou, ons het die lemkens ook 'n finale keer deurgegaan in die ons praat van die klein lemken, so 7 meter Heliodor. Sy eerste stel skottels is nou deurgewerk en ons het vroeër in die seisoen, eintlik al 'n maand terug, vir hom nuwe skottels gekoop. En toe nou gedink ons is eintlik maar ek wat die fout gemaak het, gedink ek is baie slim. En ons gaan toe van 'n 20 duim skottel af na 'n 22 duim toe. En die redenasie was dat hy sal 'n bietjie beter sny, die onkruide 'n bietjie beter uithaal, 'n groot onkruide. En maar daar het slim sy baas gevang. Want die 22 duim skottels draai nie onder die raam deur. Lemkens is natuurlik precision German engineering. En toe ons daar gekarring en dit werk dit nie. Toe moet ons nou weer modifikasies doen. Ons gaan die skottels nou maar verander en so aan. So, maar nee, alles is nou lekker op datum. Alles is gediens wat gediens moet word. Klein olielekke is heel gemaak. Die goed is aangetrek en hulle is nou race ready. Maandag voor die son op is, dreën hulle almal. En dan kan ons die rippery probeer afhandel, dat ons hopelik binne die volgende 2 weke aan die plant kan kom. Paar ure later begin dit weer reën.
ingelegde mieliepap hier. Eleanor is besig om die bekende krummelpapfond byt reg te kry vir Piet hulle. Natuurlik in 'n bekende glasbottel waarin ouma altyd ingelegde items geberg het. Maar kun je al die land ook krijgen? Of eerst gaan we het op glasklap praten, hè? Dat ding krijgen, ja. Die rippers zijn aan die gang hierbo. Ons het die laaste 2-3 dae ernstige ripwerk oor voor ons kan begin plant. Ek en NC is op pad om te gaan kyk of ons maar platkop op die ander plaas solank kan die eerste voorbereidings kan begin met vir die saadbed en die plantery. Ons gaan kyk of die grondtoestande daar reg is. So kyk of ons die plantery in die gang kan kry. Met sy 6-4-70. Baie belangrik, maak die pypfittings mooi skoon. Want as jy hom in die trekker indruk, laat jy die grond en stof wat hier sit in jou oliesisteem beland. As jy die pype merk, dan is dit maklik om te weet jy watter pyp op watter kant om die implement op of af jou rigting op jou remote, maar ja, as jy nie gemerk is nie, dan raai jy maar. En dan moet jy in en uit op het oor doen. My skare vas is en ek haal die bossies wat om die skare gepak het af. En dan verder probeer ek net om nie my kop teen die balkie bo te stamp. En hierdie trekker wat ons mee besig is ons heel eerste John Deere wat ons gehad het. 1998 aangekoop, hy's 24 jaar oud, 13,000 ure al. So sy aircon, ek dink die regulator is bietjie foutief, so hy het nou opgehuis, nou wil die aircon nie werk nie. So ons kook so 'n bietjie die trekker uit. So nou kom check ons gou die skare dat ons kan vars lig kry. Dit het gereën by die Pretorius familie waar hulle besig was met die voorwerke. Almal het toe op platkoppie bymekaar gekom om die planters op te hak en reg te kry om te begin plant sodra dit afdroog na die reën. Die eerste planter is gehak en word deurgegaan om seker te maak alles is reg.
Cassie is besig om die planter op die monitor in te stel, sodat hy die regte inligting het, byvoorbeeld die rywyte van die planter. Heinrich toets die vacuum om seker te maak dat dit reg werk. Kleintjie is op pad om sy planter te haak. Hier word die laaste toets gedoen om te kyk of alles beweeg en draai soos dit moet. Die elektriese bedrading word skoon gespuit met electric cleaner voordat dit in die trekker geprop word. As dit nie skoon gemaak word nie, kan die stof of modder kontakpunte beskadig en dus sal die planter en die trekker nie met mekaar kan kommunikeer nie. Dit begin toe reën, maar vereers is dit tyd vir 'n vinnige middagete. Ons moet die jaar. Wel, hy doen hy altyd. Ek dink dit doen altyd, maar hom uitvind en dan ek het daai aan so ons nampie gesien het. Ek het sy papier daar in kantoor, ek het my nampie daai skool gemaak. Maar ons moet daar wel. Daar's nou 'n beter een. Ja. Agras T40. 40. Daar's van ja. Die Agri-drone se kostes bespreek, want hulle was bekommerd oor die reën, want dit kan hulle bespuitingsprogram beïnvloed as die hoogloopspuit nie in die lande kan kom nie. Die planters word solank een vir een vol saad gemaak. Die saad moet presies reg gelaai word, anders kan dit deurmekaar raak, variëteitsgewys of byvoorbeeld wit of geel mielies. Verkeerde sakke, ouetjies. Piet verduidelik hoe hulle in volgorde die bakke reg moet volmaak. So word die eerste sakke leeggemaak om wit mielies te plant. Hierdie mielies is behandelde mielies. Piet help vir Kleintjie om net deur die stappe te gaan om sy monitor te help opstel. Jy net hier kom. Is jy halfpad dan? Is. Your navigation is reg down, hè? Dis reg. Jy moet change om net weer voor. Ek kom nou dit nou nog. Dis reg hier. Ek kan nie. Ek beskerm vir net change nou. So size of ons gaan so vir hy sal alles optel nou self. Maar ek gaan al jou counters vir jou reset. Dit reën nou redelik wyd tot by Boskop, so wat 35 tot 40 km van Platkoppie af. Ons is op pad terug Boskop toe. Reg, as ek so ietsie kommentaar sê oor die stoetery, sê ons het in 2010 was ons eerste stoetkoeie aangekoop, dat by oom Gawie om Klaas Pretoria hulle verloop, ja wat klaar nie, wat hulle Toerisbos Maras,
en 2013 het ons die eerste koeie hiernatoe geskuif. Ons het nog steeds onder Umgawe hulle Lytoris Bosmaras gefunksioneer en 2016 het ons toe nou gevoel ons het nou mooi geleer, ons het met die beeste wat ons hier bestuur het ons idee oor hoe die admin en die goed werk. So ons het 2016 het ons eie stoet toe nou geregistreer wat Eyster Bosmaras heet. Die beeste word bymekaar gemaak. Hendrik is uit. Ja, sien ek wil net hoor want ek het nou 13 vlieg. Hier is 12 wat gehighlight is, die gehighlight is goed ons is seker al van. Nou Ellie daai naaste, weet ek nie as hy het saam. As hy gehighlight. 16. Hier is 12 met daai is dan 13. Wat aan die ander kant is. Ek weet nie of daar dalk een weer gekom het of wat nie, maar ek is net besig om seker te maak dat ons die syfers reg het. Tussen my en Eleanor het ons 'n paar wat nie opgeskryf was nie. Ek maak dit seker. 25 18 19 24. Dis wat gebeur as 3 mense met een boek. Dan raak hulle lekker doen. Dit is ja, bro. Wat dit is. Dit is redelijk belangrik om seker te maak die dokumente is reg. En alles is in orde, want mense wil nou nie gaan en sê ja, daai vers of daai koe is nou daar so my bol en dan is dit verkeerde trof of goed nie. Kom man, dan gaan ons nou niks doen nie. 329, 429. Bro. Klaar rondgeroep, Piet. Ja. 25. Nou die rook op. Ja, ek maak dit seker want daar's van hulle wat hulle nie opgesit het nie. So ek double check eintlik net. Want hulle is so op mekaar gedruk in die kraal toe ons uithaal goeders. Ek kon nie die nommers mooi kry nie. 196. 196. Dr. Jan Harm daag op om die kaai-proses waarmee hulle besig is te voltooi. Skoon soos wat hy was. So hier is ons weer. Het ons nou so die sports gehad om hier te kom. Dit is als vet pret geweest, maar ja. En nou vandag gebeur is ons onttrek die implantate wat ons nou ingesit het, die sleuteltjies, die Visiders, sprits, wat ook al jy het wil noem. Vandag onttrek ons hulle en ons spuit vir hulle 'n kombinasie van 3 ander hormone en dit gaan ons nou help met ovulering en hulle om proper op hitte te kry sodat ons oor 2 dae kan kom kaai. Dis maar die lank en die kort van dit. Vandag is kort. Ons vinnig uittrek, 3 spuite vir elke bees. Die kombinasie is Estromyde, PMSG wat pregnant mare serum gonadotropin is. Dit help met ovulasie en dan so 'n bietjie Estromyde. Julle kan help spuit vandag. Ja, ons kan kyk hoe dit gaan. As ons sukkel, kan ons hom net vat. Ek sê julle kan help spuit vandag. Seker 'n mil. Kyk, 1 mil ECP. Kom kyk, wie ek vir jou kan gee wat kan spuit. Ek wil net die merk Cetromol. Hulle almal hier is. Okay, so hierdie eerste enetjie, ons PMSG is 'n poeier vorm. So ons los hom net gou op en dan sit ons hom by sy oplosmiddel. Daai 50 ml van genoeg is vir al ons beeste. En dan gaan ek hom weer skit dat hy mooi oplos. Dan trek ek hom weer.
gaan hy nie groot bottel nie. Sharp, keep your fun. Check nou eens jou WhatsApp. Ja, maar ek sien ons sein dit nou weer Ja, nee, hierdie kant op. strand met die load shedding toe. Ja, dit kon ons niks doen. Dis na hier voor. Hierdie is ook Piet hulle se eerste verse wat gekaai word. Dis ons gerieflike toutjie van ons Silex wat ons ingesit het laasweek. Hou ons dit. Stap het gehad. Sien weer. Right, nog 'n stap gedoen. Nou is die volgende stap Vrydag oormôre. Dan kom ons terug en dan kom kaai ons hulle. En dan behoort ons ook so 6 weke te kom dragtighede doen dat ons kan sien hoe dit almal gevat. En gelukkig is alles 'n sukses. Sy. Vroeg die oggend vertrek Niels hulle van Boskop om by die Pretorius familie te gaan kunsmis strooi. Gister ou Rietspruit is op die oomblik nog nie so vinnig. Platkoppie is die Skraalhandse 'n ding, oom Arnou se lande, gedeeltes by oom Morris en dan Witkleifontein. Nou daar by oom Arnou, dit was soja, so daar's opslag nie. By oom Morris was soja, daar's opslag nie. Ek bedoel om dit nou te gaan probeer om daar te gaan probeer begin plant. Maar die ding is, ons sal graag eers die soja's opplant. Nou dis, rooibos, dis te nat nou. Vir jou. Een stuk by my en daai stukkie by hom Arnou. En daai plek is te nat. Ek wil amper sê by hom Arnou, daar bo waar ons begin rippe. Ek wil amper sê, daar sal iets kan gebeur. Ek is nie bekommerd, daar is vog met die materiale goed. So ek is nie bekommerd dat kunsmis gaan wegraak as ons voor rippe strooi. So, dis dat 'n ding wat ou kan afhandel. Maar weer eens, ek dink nu kan met dit, as ons besluit om te skuif rippers toe, planters toe, en die Challenger kan dan daai lande klaar rip, die het sy sojas of mielies, en daai twee klein rippertjies van my, die ander, miskien die 832 by, sou ons die klaas, besluit op die klaas, maar dan kan die ander is aangaan met 832. Die ding is net, as die Challenger nie help krap, het ons die 82 nodig om te krap, dan kan hy nie ook eintlik nee, maar dit is wat ek sê, as ons die klaas koop, dan in plaas van die krapper, in plaas van die krapper, dan kan die klaas gaan aan krap, dan kan die 82 eers aanhou rip. Ons gaan marines dan net nodig hê
op net ons drywers daar mooi beplan. Hierdie is die nuutste toevoeging tot die plaas, 'n Claas Action 830. Welkom hier by Boskom Eisenboerdery se plantseisoen wat so pas vanmôre begin het. Ons het so 6 uur die wensie daar om die land gekom met die planters. Voorwerkers, krappers het gister ons het hierdie middag begin. Goeie reën gehad, die lande is baie na die toestande is nat, ons los baie kolle waar die trekkers, die krappers bly staan. Planters genadig nog nie bly staan vanmôre nie, so ons het vir die oggend so van 6 uur af daarom so 60 hektar geplant. Dit gaan goed, dinge loop mooi. Ja, is dankbaar. Die lande is dan bietjie sanderig hier waar ons nou is. So dit help baie met die vir die feit dat jy kan begin plant. As jou klei inhoud bietjie hoog is dit te nat nog om te plant. So dan nou wag vir bietjie son, bietjie wind. So ons kan daarom aan die gang kom in hierdie lande. So ja, is dankbaar ou kan aan die gang kom. Ons plant op hierdie oomblik witmielies, Pannar 5R 591R en 5R 891 BT Roundup. Ek moet net eers weer hier terugstoot want die plantedrywer se aandag is afgetrek, dan plant ek nie mooi van die punt af nie. As hy gaan ons weer, so ja, as hy nie, so ek sê, wie staan met plant ons Pannars, witmielies, teen 38.000 stand. Ja, ons glo hulle gaan vir ons die opbrengs te gee wat ons nodig het. Saam met die Here se genade en die reën, en genoeg sonskyn op sy tyd, glo ons, dit gaan 'n lekker seisoen wees. John Deere 1725 sterk volplanters, vacuum. So ja, ons strooi al ons kunsmis voor die tyd uit. So ons kan nou net saad insit. En die spuit kom agterna. Die spuitdrywer gooi op hierdie stadium nog kunsmis op 'n ander plaas. Die seisoen is regtig bietjie anders. Dis 'n nuwe uitdaging wat ons nie ken nie. Die seisoen is op sy kop met al die nattigheid en die reën. So ons is nog nie klaar gerip nie, ander plekke is al besig om te rip nog en dan nou die spuitdrywer Niels moet nog kunsmis ook strooi, so ja, ons is net 'n halwe span in die land vandag. Ek is 12 vry planters, 91 cm spasiering. Die ou 3 voete het so wat ervan gepraat het. Dit was maar wat die tendens was, almal net maar 3 voete geplant. In die ou dae het hulle 5 voet en 7 voet vir deurligting. Vir goeie wind kan deurkom en grond bietjie af te koel. Dit stadium met die boere begin 3 voete te beweeg om die interry kompetisie tussen die plante minder te maak. Die nuwe tendens is dat ouens nog nouer rye plant 76 en 52's, maar ons is nog nie daar nie. Ons hou daarvan dat op die 3 voete op hierdie stadium hy moet maar so bietjie daarom nog kan wind deurkry op 'n stadium. Ek weet die mense glo dat hoe minder son jy op die grond kry, hoe koeler is hy. So dit is waar, maar ja, vir ons praktyk op hierdie stadium om nou alles na nouer toe te skuif is gaan baie duur wees. So die 3 voete werk daarom nog vir ons. Ons stroop dan redelike opbrengste. So ons het van 8 ry oorweeg na 12 rye toe. Wat vir ou baie meer produktief gemaak het. So ons is gelukkig op hierdie stadium met ons rywytes en ons 12 rye wat ons op beslag mee werk. Dit gaan goed, kan nie kla nie.
Heinrich is op soek na die 4 sakke wat in die middel van die planter gegooi moet word. Ja, maar daai 4 wat in die middel moet kom, moet ek sê, die moet julle voorsit. Nee, kom in die middel. Hulle het nou klap in die middel gegooi. Verkeerde sak. Dis hoekom ek sê, eers die 4 wat in die middel moet kom. Die manne het die verkeerde sakke in die middel gegooi en nou moet die bakke uitgeskep word en dit vat onnodige tyd. Julle maak dit mekaar. Ons pak hierso, ons pak 1 planter, 2 planter, 3 planter. Ons pak nie so nie. Dit is die mekaar pak. Dat die ding is die vacuüm laat dit mooi gly, dat dit mooi pette vat. Hoeveel van hierdie emmers is nog daaroor? 2. 3. Die een is leeg. Ja nee, hier is die tweede een. Dit gaan Hulle afgaan daar. Cassie se planter word volgende volgemaak. Wenaker bestuur het nou na 'n jobbie wat hy moet doen. Hy moet kyk dat die putte nog steeds die regte diepte is. En dat hulle ewe ver uit mekaar uit is. So ons gaan gou kyk. Piet het nou net uitgekom hierso, gou kyk hoe lyk syne en dan gaan kyk ons gou Krantjie en Cassie se dan kyk ons hoe lyk hulle almal. Maak dit groot oop dat ek klaar al twee putte kan inkry by mekaar. Ek het 'n plus minus idee hoe diep hulle is. Jy kry 'n seed, 'n saadstokkie ding wat vir jou wys hoe diep dit is. Maar ek het hom nou nie nodig nie. As jy hom al kan sien. En wat ons gewoonlik doen is, jy sit hom so, weet jy wat is die afstand van die twee rede. So as ek hom nou daar sit, kyk ons omtrent na hier rond. Dan kyk ons of ons hom kan kry. Nog een sien. Daar staan so 'n bietjie amper daar. Dan kyk ons hom so, is omtrent so 4 vingers diep. Dis hoe ons hom soek. So Pietsen is reg. Ons kan gaan. Ek wil net vir die ouens wys, die een ryer sou geneig om 'n bietjie minder te plant as die res. Ek wil net met die bak gaan haal om die saad te vang. Wag. Die bak is as jy nou en dan wys 'n bietjie minder as die res.
jy lyk oral, ek sien ek snaaks daar. Ons gaan saad haal, Piet se wiskunde was nie heeltemal reg nie. Hulle gaan nou moet gooi. Ja. Nee. Ja. Waar is die saad van? Ek het nogals vir myself gesê nou. Hoe kan hy saad hou vir daai land ook en dan eers as hulle by daai land, dit maak dit wys. Tot waar? Weer. Laat maar soek klippe daar so. Kyk of hier klippe is. Ons het so 'n bietjie pas. Ek het dit gedink ons sal dit maak, maar ons doen eintlik nie. Is jy 'n tou agter op my bakkie? Jump gou hier af, gaan na Gelbo toe, help gou die ding afhak die wa. Laat hy my gou kom uittrek. Skree af. Ek Dawie Marie, ons werk op Verliers by Wilgepoort Veedienste. Ons is besig om 'n bietjie verse te kaai by Piet Eys hulle. Ons gaan nou saadtapie song goeie te kaai. So ons het 'n probe in wat 'n elektriese puls in die rectum sit, waar die bulle laat stil staan. En dan as jy hom nou stimuleer, dan die stimulasie gaan maar deur die prostaat en dit veroorsaak dan dat hulle ejakuleer. Seker die mooi term vir dit. Die hele reënproses werk nie lekker saam nie. Want saad en water werk nie saam. Daai daarie. Die slide was nog uit. Wat lyk dit uit? So ons het nou gekyk na die wil se massa motiliteit. Dis sommer net 'n aanduiding van so 'n bietjie konsentrasie van die sperma self in die semen en dan ook hoe goed hy swem, hoe beweeglik dit is. Dis 'n kan ek sê 'n makroskopiese manier of 'n manier om te kyk of die saad gesond is voordat jy nou regtig fisies self na individuele sperma gaan kyk. Dis maar net 'n aanleiding sodat ons ook weet hoe ver ons die saad kan verdun. Wat ons dan nou gaan kaai later. Sweet van my paal hier in die stof net soos sy pas 'n pa voor my. Ook dis verandering. Lande van goud, maar goud kan gou verander en klei. Ons voer die boereland al jare hart en siel. Voor die zon kom
nooit vervloeking. As jy glo in Boer se roeping en genadig voor die allerhoogste kniel. Boereland, ek is geanker in jou. My voete ken jou paaie, my hart ken al jou draaie. Jou storie is my lewe, en my lewe is my boereland. Ek is geanker in jou. My trane voer jou sade, my kalmte jou veld, en jy sal nog vir jare na my boereland bly. Lang bly, my boereland. Lang bly. Die land van my gegee, hy hou my op my knie, soms om te werk, soms om te bid. Die mooiste ook die seerste, die dien ek as rentmeester, my hoop in hierdie grond gesit. Ons voer die boereland al jare hart en siel. Voor die son kom kwaad raak en die grond verniel. Stelke strijd, maar nooit vervloeking. As jy glo in Boer se roeping en genadig voor die allerhoogste kniel. Boereland, ek is geanker in jou. My voete ken jou paaie, my hart ken al jou draaie. Jou storie is my lewe, en my lewe is my boereland. Ek is geanker in jou. My trane voer jou sade, my kalmte jou veld, en jy sal nog vir jare na my boereland bly. Lang bly,